Goeiedag, ek hoop het gaan baie goed met jou en dat jy nog steeds baie lief is vir die Here. Dat jy vas staan te midde van omstandighede, dat jy besef dat jy ryk is in die Here, selfs al gaan dit met jou moeilik en beleef jy jouself as arm. Dat jy vas staan binne in die beloftes van die Here, dat jy nie gereed is om kompromieë te maak met die wêreld nie, net om uiteindelik aanvaarbaar te wees nie, maar dat die beloftes van die Here in jou lewe so sterk sal wees. Ek het by geleentheid 'n kollega gehad wat altyd vir my gevra het, wanneer hy my in die hospitaal raak geloop het as ek mense besoek, en dit was sonder uitsondering, altyd gevra het, Arnold, is jy nog lief vir die Here? En daarom die vraag, is jy nog lief vir die Here? Kan ek vandag se geleentheid ook met jou begin, voordat ek die skriflesing doen aan die brief aan Thyatira, Openbaring 2 vers 18 tot 19, in hoofstuk 1 vers 10, wil ek graag begin lees. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes. Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand, soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Nou, die ongelooflike beeld van Jesus. En dis hierdie Jesus wat die hoof is van die kerk, wat my en jou hoof is, wat ook die kerk besoek en by die verskillende gemeentes rondgaan. Ons wat sê dat ons aan Jesus behoort, dat ons sy eiendom is, dat ons deur hom gevorm is, verander is en uiteindelik ook gestuur is na daardie plekke waar die Here van plan was om te kom. Hoe lewe ons uiteindelik voor hom? Hoe kyk die Here na ons? Veral as 'n mens ook die beelde vat, die wyse waarop Jesus ook met die verskillende gemeentes praat, in die destydse Klein-Asië ook deur Johannes in sy openbaring. Here, dankie dat ons vir hierdie oomblik ook voor U kan buig, en dankie dat ons U woord kan lees, en dankie dat U verligting deur U Gees ook met ons wil werk. Here, help ons om te luister wat die Gees aan die gemeentes sê. Word U verheerlik, ook in ons gehoorsaamheid, in ons fokus op U, in ons liefde wat toeneem, elke oomblik, in Jesus naam. Amen. Kom ek lees vir jou Openbaring 2 vers 18 tot 29. Natuurlik een van die langste van hierdie briewe, van hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes. Skrywe ook aan die boodskapper, die leraar, die leier as jy wil, die ster van die gemeente in Thyatira. Ook een wat deur die Here vasgehou word. Dit sê die Seun van God. Nou vanuit die beeld uit, wat ek sopas gelees het, sou jy iets daarvan herken. Wat oë het soos 'n vlammende vuur, met ander woorde, wat alles kan sien, en voete soos gloeiende koper, wat standvastig is. Ek ken jou dade, en liefde en geloof en diens en volharding. Ek weet dat jou latere dade die eerstes oortref. So, uiteindelik het jy gegroei. Maar ek hou dit teen jou, dat jy die vrou Isebel net laat begaan. Sy wat haarself 'n profetes noem, en my diensknegte leer en verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Ek het haar 'n tyd gegee om tot bekering te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar hoerery. Kyk, ek werp haar op 'n siekbed
en ook hulle wat met haar egbreuk gepleeg het in groot verdrukking, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. En haar kinders sal ek met die dood tref. En dan praat hy eintlik met al die gemeentes, want onthou, dis in 'n boekrol opgeskrywe. So elke gemeente kan uiteindelik ook lees wat die Here aan die ander gemeentes gesê het. Gaan nie net oor dit wat die Here vir jou sê nie, maar dit wat die Here ook vir die ander gemeentes sê, en daarin kan jy ook jouself sien. Laat al die gemeentes daarvan kennis neem dat dit ek is, wat niere en harte deurgrond. Ek sal elkeen van julle beloon volgens julle dade. Maar vir julle ander in Thyatira wat nie hierdie leer aanhang nie, en wat nie die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek lê nie op julle ander las nie, behalwe net om vas te hou wat julle het, totdat ek kom. Aan wie oorwin, en end uit vashou, iets weer van die beloftes nie, wat ons wil oorreed om vas te staan, eerder as om net die gevoel van straf te kry, maar gemotiveerd te word binne in die positiewe. Aan wie oorwin en entyd volhou aan wat ek sê, sal ek mag gee oor die nasies. Hy sal hulle as herder lei met 'n ysterstaf en hulle soos kleipotte stukken slaan. Soos ek dit van my Vader ontvang het, sal ek aan hom die môrester gee. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou, ek dink een van die belangrike dinge binne in hierdie gemeente, en wat baie gemeentes eintlik is, wat belangrik is, waarin 'n mens jou uiteindelik moet kan meet, en waarin die bedreiging lê, het te doen dat dit baie keer intern sou kon wees binne in 'n gemeente. Dat alles nie noodwendig van buitekant af sou kom, soos as 'n mens sou gepraat het van die vervolging, of kom ons sê die moeilike omstandighede wat 'n gemeente soos byvoorbeeld Smyrna sou kon beleef nie, of die gemeente van Pergamum rondom die keiser aanbidding en al daardie tipe van dinge nie, maar dat sekere dinge van binne af kan kom. Met ander woorde, nie altyd van buite af nie, maar dat 'n mens soms binne in 'n gemeente daar 'n tipe van 'n verdraagsame gees kan wees, wat valse leringe en onsedelikheid sou kon toelaat, soos wat dit in daardie omstandighede gewees het. Met ander woorde, die gevaar lê baie keer in 'n liefde en verdraagsaamheid wat so wyd is dat dit die waarheid en die heiligheid prysgee. Onthou, ons is 'n heilige priesterdom, 'n volk wat vir God afgesonder is, wat die groot dade van die Here ook moet verkondig. En dat ons baie keer in ons poging om ander mense te kan wen, dalk met die goeie bedoeling, so verdraagsaam kan wees, dat ons so kan assosieer met ander en tipe van kompromie ook met hulle kan aangaan, dat ons heiligheid, ons andersheid, ook prysgegee kan word binne in hierdie proses. In gemeenskapsgesondheid is nie net die verantwoordelikheid van die leiers nie, maar van elke lid. 'n Gemeente kan nie floreer sonder geestelike integriteit en 'n gedeelde toewyding aan die waarheid nie. So waarheid en liefde in die gemeente moet altyd in 'n balans wees. So as 'n mens nou, wat leer 'n mens eintlik binne in hierdie proses? As 'n mens 'n tipe van 'n praktiese gedagte vir jouself aan die begin hiervan kan hê. Is die vraag nogal wat 'n mens ook, en wat julle ook as gesin, as julle hierna sou luister, ook vir mekaar sou kon vra. Hoe kan ons as gemeente 'n ligpunt wees wat mense na Jesus trek, sonder om aan morele en geestelike kompromieë toe te gee? So hoe kan ons mense trek sonder om 'n kompromis aan te gaan met dit wat verkeerd is? Nou ja, kom ons gesels verder oor hierdie tema van, kyk, ek kom in die wolke. En dan, daarom moet julle vreemdelinge in die wêreld wees, of daarom bly julle vreemdelinge in die wêreld. Nou Thyatira, as 'n mens nou gepraat het oor Efese, wat 'n belangrike hawestad sou gewees het. En as 'n mens praat oor Smyrna,
wat ook 'n belangrike hawestad sou gewees het. As 'n mens praat oor Pergamum, wat eintlik die setel van die Romeinse ryk in daardie tyd sou wees, dan was Thyatira uiteindelik maar 'n relatief klein stad gewees, met so 'n paar duisend inwoners. So mense dink aan Efes en jy praat van 300,000 inwoners in die stad, en jy praat van die gemeente van Pergamum, wat uiteindelik ook baie mense daar sou gehad het, omdat dit so 'n vestingssituasie was, is hier eintlik maar net 'n paar duisend inwoners. Alexander die Grote sê hulle het daar 'n vesting aangelê. Nou Alexander die Grote, weet julle mos nou, was die Griekse koning gewees, jare gelede, wat die Romeine, wat eintlik na sy dood sy ryk aan sy generaals afgegee het, sy 5 generaals, en daarna het die Romeine gekom. Nou verder was dit 'n stad wat bekend was vir sy wolwewerye. En nou gaan jy sommer dadelik aan dink en herken van Lydia in Handelinge 16, die purperverkoopster. En Lydia was ook van Thyatira afkomstig geweest. Maar nou is die probleem altyd, as jy nogal fokus op 'n sekere ding soos die wolwewerye in daardie plek, dan is daar altyd verskillende bedrywe wat daaruit voortgevloei. Ek onthou by geleentheid, as 'n mens in Sasolburg in 'n marathon sou gehardloop het, dan was daar verskillende maatskappye, filiale, almal wat ander tipe van bedrywe gehad het, wat waterpunte op die marathon sou hê, wat eintlik vertel het van verskillende besighede wat eintlik voortvloei vanuit hierdie groot besigheid. Nou, die wolwewerye het heel wat ander bedrywe tot gevolg gehad. En dan het dit gebeur, vakbonde is nie, dat elke ene van hierdie bedrywe ook nou weer sy gilde of 'n vakbond gehad het, wat die belange van die werkers dan op die hande sou gedra het. Van die lede is verwag om aan feestgeleenthede van die gildes deel te neem, waar die beskerming God, want hulle het geglo, beskermgode dan vereer is. So die feeste het altyd ook afgodery ingesluit. As jy daaraan deelgeneem het, was jy aanvaarbaar. As jy geweier het, as jy uit die gilde uitgestoot, en het jy geen bedinging meer in die bedryf gehad nie. Letterlik soos 'n tipe van 'n mafia, wat binne in hierdie gildes ook gelê het. En dit was die waarskuwing aan die gemeente. Soos aan die ander gemeentes kom stel Jesus homself bekend. En hier sê hy, as 'n mens gaan weer kyk na daai beeld van wat ek net nou ook gelees het uit Openbaring 1 uit, dan staan hier, so sê die Seun van God, wie se oë soos vuurvlam en wie se voete soos geelkoper is. Aan die ander woorde, hy draai nie doekies om nie. Hy is die Messias, die gestuurde, die oorwinnaar. Hy sien alles. En ons leef ons nou na Jesus se koms na hierdie wêreld toe, en nadat hy ook opgevaar het na die hemel toe, en aan die regterhand van die Vader sit, maar ons leef in hierdie messiaanse eeu, totdat hy weer kom, en hy is teenwoordig, en hy is deur sy gees teenwoordig, en hy is fisiek teenwoordig, by ons deur sy gees. Hy sien alles. Niks, hy is die hoof van die kerk. Niks is vir hom verborge nie. En sy voete van koper dui op sy standvastigheid. In ander woorde, wat hy sê, dra gesag. Die Here is ons hoof, nie? Onthou jy dat die Here die hoof van die gemeente is, en dat hy gesag dra. Daarom moet ons hom meer gehoorsaam as enige iemand en iets anders. En hy begin om die mooie dinge in die gemeente raak te sien. Jy onthou ons nou maar, as die mense ook dink aan die gemeente van Efese, wat alles so skitterend kon reg doen, maar die Here nie meer lief gehad het nie. Hy sien dit raak, die mooie dinge. In hierdie gemeente waar dit eintlik ellendig gaan, sien Jesus eers die goeie dinge raak. Daar's liefde en daar is geloof. Daar's mense wat hulle hande na ander uitsteek, wat mense help. Hulle groei in die geloof. Jesus sien selfs die kleinste tekens van geloof raak. Maar teenoor die mooi staan die sonde wat in die gemeente ingesluip het. Dit waarmee ek net nou begin het. Iewerster iets van daardie ding van om 'n tipe van binne in die gemeente te kompromiteer. Om binne in die gemeente vrede te maak met dinge wat nie oukei is nie. Sekere sedelose praktyke is toegelaat.
En die leier van hierdie dwaalleer is dan 'n vrou gewees, nogal met die naam van Isebel. Nou herinner mense jou sommer net aan Agab se vrou, Isebel, wat so ongelooflik boos was in die Ou Testament. Waarskynlik nie hierdie vrou se regte naam nie, maar 'n simboliese een, omdat dit herinner aan die berugte Isebel in Israel se geskiedenis. Wat het sy gedoen? Sy het die gemeente geleer dat 'n mens eers die diep geheime van die Satan moet leer ken, om die diep geheime van God te verstaan. Klink vreemd, né? Jy kan maar sondig, dis wat sy eintlik gesê het, want jy is klaar gered. Wat jou liggaam doen, raak nie jou siel nie. Eers as jy die sonde in sy volheid ervaar het, kan jy daaroor triomfeer. Iets van daai ding wat ons partykeer sê, ondersoek alle dinge, en behou die goeie. Gaan eers tot in die absolute dieptes in van 'n ding, om te wys dat jy uiteindelik daaroor kan triomfeer, wat natuurlik gewoon nie waar is nie. Ons kan nie kompromieë met die sonde aangaan, op enige manier nie. Ons moet van die sonde af wegvlug. Dis waar. Daar was tipies, Jakobus wat sê, dat ons het nog nie ten bloede teen die sonde weerstand gebied nie. Nou dit was nogal tipies van die Griekse denke van daai tyd. Maar tog is Jesus genadig. Hy gee vir haar tyd. Dis mos wat hy ook met ons doen altyd weer. Gee vir die gemeentes tyd. Gee vir ons as individue, mense, gelowiges. Hy gee vir haar tyd om haar te bekeer. Want dis mos die boodskap elke keer, bekeer jou, draai terug, kom terug, doen weer wat reg is. En ook vir die gemeente wat haar toelaat, want dis die probleem, om haar leer te verkondig. Die Here stel haar straf uit en hy gee haar 'n kans om terug te draai. Maar sy steur haar nie aan sy waarskuwings nie. En daarom sê hy, kyk, ek gee aan 'n siekbed oor. En die wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie, haar volgelinge sal ek deur pessiekte om die lewe bring. So, gee 'n oomblik kans. Nou, hierdie oorspel was waarskynlik beide liggaamlik en geestelik. Met ander woorde om fisieke oorspel te kan bedryf en wel is en al daardie verkeerde dinge, maar aan die ander kant ook 'n geestelike flankering met die heidense afgode wat in daardie tyd ook was. Jesus maak uiteindelik kluister haar nou. Hierdie bed van welis word nou die plek waarin sy vasgekluister word, in die hoop dat sy tot inkeer sal kom. Toe dit nie gebeur nie, toe kondig hy aan dat hy daai kanker uit die gemeente gaan uitsny. So, wat moet ons goed verstaan van die gemeente van Thyatira? Ons moet dit goed verstaan, daar was mense wat eerlik geglo het, dat hulle die heidene beter kan bereik, deur saam met hulle te leef en te doen wat hulle doen. So het hulle geglo kan die kerk invloed uitoefen. So, as jy saam met die ouens gaan en jy hou partytjies saam met hulle, en jy doen al die dinge, dan is jy uiteindelik aanvaarbaar, en dan het jy 'n tipe van, wil ons sê, 'n geloofwaardigheid, wil 'n mens sê, 'n omgee en 'n empatie en 'n saamwees met hulle, en daarmee gaan jy hulle uiteindelik bereik. En dan verloor jy jou andersheid. Dink nog aan die woorde van Malagi 3 vers 18. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Ons moet nie Thyatira te vinnig veroordeel nie. In ons eie tyd dink ons dikwels dat ons die wêreld kan bereik deur dinge saam met hulle te doen. En dan weet jy, dan verdwyn die onderskeid tussen kerk en wêreld. Jy kan saam met ouens, saam met hulle drink en saam met hulle kuier en saam met allerlei dinge doen, en weet wat gebeur? Jy verloor gewoon net jou geloofwaardigheid. Dan verdwyn die onderskeid tussen kerk en wêreld. Want kerk beteken Kuriaki, die Here se, die wat uitgeroep is uit die duisternis na die wonderbare lig.
En dan kla ons dat ons nie geestelik groei nie, dat ons nie meer God se teenwoordigheid ervaar nie, dat ons nie die plafon vas bid en voel hy hoor nie, maar is die sonde wat skeiding maak tussen ons en hom. Daarom dat die Here soos in Jesaja 1 sê, kom, ons maak die saak uit, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was jy purperrooi van sonde, jy sal wit word soos wol. Dan word in plaas daarvan dat die kerk in daardie stadium die wêreld verander het die wêreld sy invloed op die kerk begin uitoefen. En die kerk het dit gelate aanvaar. Dit was Thyatira so groot probleem. En nou moet ons vra, hoe lyk dit by ons? En dan is daar 'n bemoediging vir die gemeente, 'n aanmoediging. En dit maak my elke keer opgewonde, jy met die beloftes wat daar vir die gemeentes kom. En hier word die brief 'n bietjie langer, dis inderdaad dan die langste brief ook van die 7. Jesus kon seker nog baie dinge gesê het, maar hy vat dit kernagtig saam en hy gee 2 beloftes aan die gemeente. In die eerste instansie aan elke ene wat die oorwinning behaal het en tot die einde toe volhard om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer en hulle soos kleipotte stukkend slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader ontvang. Soms lyk dit asof die nasies in beheer van die wêreld is, maar daardie mag sal verpletter word. Daarom moet ons vriendskap nie met die wêreld wees nie, maar met God. En tweedens, dan is daar 'n tweede ding wat hy uiteindelik ook gee. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. En wat Jesus word die blink môrester, moes ook in die Bybel genoem. Dit beteken dat hy as oorwinnaar kom om 'n nuwe dag te bring. Net hy maak alles nuut. 'n Gemeente wat verkies om minder geestelik en meer aanvaarbaar vir die wêreld te wees, ontvang die lof van die Here nie. So 'n gemeente word uiteindelik deur die wêreld ingeneem. En daarom moet ons waak om nie die wêreld rondom ons tevrede te stel nie. Ja, Thyatira se lamp is van haar weggeneem. En van die stad self het daar niks oorgebly nie. Maar die Here beloof aan die wat hom voluit dien, dat hy hulle sal ondersteun, dra, troos en seën met al sy beloftes. Kyk, ek kom in die wolke, daarom onthou, julle bly vreemdelinge in die wêreld. Moenie moed verloor. En weet wat? Jy het 'n keuse om uiteindelik ook anders te wees. Waarvoor bid ons by die geleentheid? Ons bid vandag vir ons senior lidmate in ons gemeente. En senior lidmate sommer oral hoor. Vir ons senior mense in die wêreld wat so baie uitdagings vandag het, ekonomiese uitdagings het. Alleen het hulle kinders wat oral in die wêreld kan wees en wat soms heeltemal kan vereensaam uiteindelik en mense wat swaar kan kry. Ons bid vir die tehuise vir senior persone en in aftreeoorde. Bid vir die inwoners, die personeel, die beheerliggaam. Dit is moeilik, ook vir hulle, om bestuur op daai plekke uit te oefen. Bid vir sendingwerk. Bid dat die Here arbeiders vir sy oesland sal roep. Bid dat die Here deure vir die evangelie verkondiging sal oopmaak. Bid dat die Here arbeiders op die sendingveld sal bewaar, sal inspireer, sal versorg. Mense wat uitstaan vir Jesus te midde van hulle omstandighede en nie kompromieë wil aangaan nie. Bid vir die leraars, ook binne gemeentes. Maar so klomp, senior lidmate, tehuise vir senior mense, vir sendingwerk, vir leraars in gemeentes. En dit wat die Here ook op jou hart sit. Here, baie dankie dat ons ook vir hierdie sake kan bid. En Here, dankie dat U ons verlei om in ons omstandighede uit te staan. Here, en ons sê vir U baie dankie, veral ook vir ons senior mense, wat deur die jare ook vir ons die voorbeeld was, by wie ons alles uiteindelik ook geleer het. Help ons om vas te klou aan dit wat hulle vir ons geleer het, maar help hulle om ook in hulle grysheid vas te hou aan die beloftes waaruit hulle ook gelewe het. Dankie Here, dat U ook mense in moeilike omstandigheid, in die wêreld wat die evangelie dra, ook wil ondersteun, hulle wil dra, hulle veilig wil hou. Ons bid vir die leraars van ons gemeentes, vir almal wat leiding doen. Here, en uiteindelik is ons elke ene maar mense wat verantwoordelikheid het
ten opsigte van die evangelie. Here, help ons dat ons rein sal wees, soos die duwe. Seën ons en wil U verheerlik word, in alles wat ons sê en dink en doen. In die koningsnaam van Jesus bid ons dit. Amen. Ek bid dat die Here jou sal seën en beskerm, dat die Here tot jou redding sal verskyn en jou genadig sal wees, dat die Here jou gebede sal verhoor en vir jou sy vrede sal gee. Amen. Mooi bly, geseënde tyd vir jou.